Dis vir my so lekker om vanoggend met Thys Ingwersen te gesels. Nou, hy is 'n verkoopsverteenwoordiger by Teltech. Ons praat 'n bietjie oor die etiek van brandmerke, veral daar vir jou veeboerdery. Thys, baie welkom hier by Grootplaas. Baie dankie om hier te wees. Ag, baie lekker. Jy lyk sommer alreeds gemaklik hier op die plaas. Dit is hoe anders kan ons wees. Dit is wat ek altyd wil hê mense moet voel. Jy moet hier instap en moet voel as vir jou by die huis is. Dis mos 'n groot plaas. Dis mos 'n groot plaas. Dis 'n groot plaas. Thys, ek wil graag by jou weet, as dit kom by diere-identifikasie, dit speel 'n integrale rol as dit kom by veeboerdery. Wat bepaal die Suid-Afrikaanse wetgewing oor hierdie praktyk, maar meer belangrik, hoe beïnvloed dit boere? Weet jy, dis 'n baie goeie vraag en die wet is baie duidelik hieroor. Eerstens is dit die boer se verantwoordelikheid om aansoek te doen by die registrateur van vee-identifikasie. So alvorens 'n boer vee op sy plaas kry, moet hy eers gaan aansoek doen vir sy of haar unieke brandmerk. Sodra hy die nommer gekry het of sy letters gekry het, moet hy by maatskappye aansoek doen om daai nommers te kry en dan moet hy dit aanbring sodra die dier op sy plaas kom. Maar die wet is baie duidelik op dit ook. So jy het jou brandmerkletters en dan het jy tatoeëer ook. Ja. Die tatoeëer is gewoonlik wat jy in die oor sit. So dit is baie duidelik oor dit en jy moet daaraan voldoen. Ja. Jy as boer moet daaraan voldoen en dit is 'n groot integrale deel en ons sal later deur die loop van die onderhoud by baie van die punte kom. Die boere is die eerste linie van alles. Hang oor die boer af. So dit is kardinaal dat hy sy deel moet doen. 'n Interessante vraag en ek dink ek het al ooit hieraan gedink nie, maar sê vir my, kan jy kies hoe jou brandmerk lyk of is dit die proses is om vir nommerplate te gaan? Jy kry wat aan jou toegeken word. Jy kry wat aan jou toegeken word. So jy weet nie wat jy gaan kry nie. Jy kan 'n hartjie kry. So jy vra gewoonlik of jy 'n sekere deel kan kry. Ja. Maar afhangend of iemand nou al klaar daai letters gekry het. Ek gaan nou nie vir jou sê wat ons in is nie, maar ons was gelukkig geweest want dit het jare terug gebeur al. Maar omdat die letters, daar's heidaglik 3 letters wat jy kry. So ek gaan byvoorbeeld noem 1 2 3. Ja. So dis 'n kombinasie wat jy kan kry 1 2 3 wat langs mekaar is of onder mekaar of linksom regsom en hy kan draai ook. So hy kan 'n spieelbeeld ook wees. So afhangend van hoe daai ene is hoe jou brandmerk gaan wees. En dit is hoe jou tatoeëermerk ook moet wees. Ja. So hulle moet presies ooreenstem. Ja. En dit word opgevolg in as jy diere gaan verkoop weer, dan kan hulle by daai vandisiehuis kom en stop en jy kan bewys lewer dat dit jou vee is. So daarop, maar terug op jou vraag, die 3 letters raak al so vol dat dit al begin oorgaan na 4 toe. Ek kan dink. So dit is besig om 'n probleem te raak. Thys, as dit kom by veediefstal, dit is 'n massiewe probleem in die land, in sekere provinsies ook word dit baie keer groter as in ander provinsies se probleem is. Hoe dra 'n brandmerk by tot hierdie proses, maar ook as dit kom by die terugkeer van die vee? As mens so gelukkig is dat jou vee teruggekry sal word? Ja, as ons teruggaan na die eerste vraag toe, dit gaan help om hierdie vraag ook te antwoord. Omdat dit die boer se verantwoordelikheid is om sy bees te merk. En ons moet let wat die wet ook sê. Die wet sê jy moet jou bees merk. Jy kan hom tatoeëer na maand 1, kan jy hom in die oor kan jy hom tatoeëer en na maand 6 moet jy hom brandmerk. Maar jy moet hom ook brandmerk sodra jy jou vee skuif van een plaas na 'n ander plaas. So sodra jou vee op ons praat maar van die groot pad kom, dan moet hy gemerk word. Ja. So op daai vraag van jou, as jy die bees skuif en of die vee word gesteel om hom terug te kan kry, het jy mos jou brandmerk wat daarop is. So dit kan dadelik op die databasis gekry word. Maar dis die boer se verantwoordelikheid. Eerstens om dit te kan kry. Ja. En ons kan vingers verwys na die polisiediens toe, na die veediefstaldiens toe, maar die onus berus op die boer om eerstens sy deel te doen. En dit is sy plig. Wanneer moet hierdie brandmerking plaasvind? Weet jy,
binne na die eerste maand, volgens wet, moet jy hom tatoeëer. Moet jy hom in die oor tatoeëer. Daar is ouens wat in die oor tatoeëer, en ek gaan dit nou weer as 'n voorbeeld gebruik. As ek by jou byvoorbeeld beeste gekoop het jy mos nou al klaar 'n merk op in die oor. So ek kan nou nie oor jou merk gaan nie. So ek moet nou na die ander oor toe gaan. Maar as jy dit gekoop het ook by 'n ander persoon, dan is ons nou al uit oor uit. So dan is ons nou uit oor uit. So baie mense merk hom ook onder die stert. Dit het ook al gebeur. Goed. So jy mag nie oor 'n bestaande merk, mag jy geensins oor 'n bestaande merk gaan. Okay. So ou moet altyd let op daai goeters, want dit laat dadelik 'n vraagteken. Maar nou het ek nog 'n vraag vir jou, want dit voel vir my asof die blik van wurms nou oopgemaak word. Sê nou daar is 'n bees wat nou vir 'n derde of 'n vierde keer en daar's 4 verskillende merke op die bees. Ja. En hy word gesteel en hy word gekry. Hoe weet hulle na wie toe dit gaan? Weet jy Klop hulle maar by almal by wie se merk op hom is aan. Weet jy deur forensiese toetse kan hulle bepaal wat was die eerste brandmerk, die tweede brandmerk, die derde brandmerk en die vierde brandmerk. So hulle kan daardeur bepaal, maar as hy gesteel was, gaan hy eers na die skut toe. Ja. En in daai proses dan gebeur dit eers wat die forensiese toetse gebeur. Sommige mense beskou brandmerke wreed as wreed teenoor diere. Ek het nogal gewag vir hierdie ene om te kom vandag. Vertel my van die maatreëls, eerstens opinie, maar ook maatreëls wat boere kan tref om hierdie proses beter te maak, as mens dit so kan sê. Weet jy, as jy bly binne diere welsyn, dan is daar geen probleem. Maar die onus berus altyd op die boer. Ja. So hy moet dit doen. En daarmee saam, as ons kyk na koue brand, en ek is seker ons sal dalk later daaraan raak, koue brand teenoor warm brand. As ons vat die hoeveelheid druk wat stres, as ek die woord stres mag gebruik, van wat die bees ervaar, en ons gebruik bees nog heeltyd as voorbeeld, van wat die bees ervaar vandat hy aangejaag word na die kraal toe, wat hy deur die krale beweeg, deur die drukgange, totdat hy gebrand word. Het toetse al bewys dat dit baie hoër is as die fisiese brandgedeelte van die bees. So, dis die een deel van die sy. Die tweede deel van die sy is, ons moet ook daarop let dat 'n bees het nie net 'n vel nie, maar hy het 'n huid. Dis baie dikker. Verstaan. En ons merk die bees. Ons brand nie die bees nie. Ons brand nie die weefsel nie, maar ons merk die huid. Ja. En daar's 'n kardinale verskil tussen daai twee. Ja, ek gaan nie vir jou jok nie, maak my baie slimmer vanoggend en ek is baie dankbaar daarvoor. Ek wil graag net 'n oomblik ook vat as dit kom by vriesbrandmerke. Die verskil tussen twee is voor die hand liggend, koud en warm, nê? Maar as dit kom by vriesbrandmerk, dit word dikwels as 'n sagter alternatief gesien. Is dit waar? Ek dink die woord sagter moet ons ook in konteks sit hierso. Soos wat ek nou net genoem het ook, die hoeveelheid stresvlakke wat die bees hanteer ook, wat hy binne in die krale staan, moet ons ook in aanmerking neem in hierdie hele gesprek. Maar daarmee saam, eerstens, as jy vriesbrand doen, moet jy addisionele toerusting hê om dit te kan doen. Ja. Jy moet byvoorbeeld 'n knipper hê, want jy moet eers die hare wat op die bees is, moet jy eers verwyder voordat jy dit kan doen. Die tipe materiaal waarvan daai brandletters gemaak word, jou unieke brandletter gemaak word, is van koper gemaak, want daai brandletter moet afkom na -40 grade toe. Want dit is mos 'n vriesbrand. Natuurlijk. En die tydperk wat dit aan die huid gehou moet word, is baie langer. Dit kan maklik opgaan na 40 sekondes toe wat dit aan die bees gehou moet word. En nou moet ons onthou, die bees moet stil gehou word vir 40 sekondes. Nou dis nie so maklik om 'n bees stil te hou vir 40 sekondes nie. Veral as hy ongemaklik is. Veral as hy ongemaklik is, want hy staan nie daar waar hy wil staan nie. So al hierdie goeters moet in perspektief gesit word. Ja. Voordat ons net 'n opinie kan lewer oor dit. En dit is ook meer van toepassing op beeste wat 'n donkerder huid het. Ja. As 'n beeste wat 'n ligter huid het. Ja. Vertel vir my vinnig, ons tyd hardloop uit, maar van RFID oorplaatjies. Ja. Dit word al hoe meer beskikbaar. Lyk dit asof boere dit aangryp? Definitief.
Maar ons moet ook onthou die RFID tags, as ek die woord in Engels nou mag gebruik het. Dit is eintlik vir naspeurbaarheid oor die dier se welsyn. Watter kamp was die dier, soos wat ek nou net gesê het, die dier se welsyn. Maar daar's geen ruimte in die wetgewing huidiglik vir die RFID tag nie. So al het jy as boer, as jy geen brandmerk op jou dier het nie, gaan daai RFID tag jou niks help nie. Want daar's geen ruimte in die wetgewing vir daai tag nie. Hoekom is dit so? Want die wetgewing bepaal dat jy moet jou bees brand en jy moet hom tatoeëer en of. So daai gaan net vir welsyn om die naspeurbaarheid te vergemaklik. Vir jou as die publiek te weet, waar was die bees, wat was sy gesondheidsstatus gewees deur sy lewe. Vertel vir my, wat is die grootste uitdagings as dit kom by wetstoepassing in veediefstal sake? Maar ook, hoe kan boere en die gemeenskap help, veral as dit kom met naspeurbaarheid? Hoe kan hulle help om dit te verbeter? Weet jy, ek dink die grootste ding daar en die belangrikste ding is, die boer is die eerste linie. Ja. En dit is sy verantwoordelikheid om te brand. En dit het al bewys het al uitgekom dat 30% van die boere daar buitekant brand hulle beeste volgens wet. So dit is baie moeilik om 'n saak te gaan aanmeld as jy nie jou beeste volgens wet gebrand het nie. Want jy het geen voet om op te staan as jy dit nie korrek gedoen het nie. So die terugbesorging van bees raak dan ontsaglik moeilik. En die tweede deel daarvan is die omgewing, die gemeenskap. Hierdie dryf gemeenskappe om baie beter saam te werk. Want 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En die naspeurbaarheid, soos wat ons nou net aangeraak het, is totaal 'n ander identiteit. Dit gaan oor die gesondheidsstatus en die beweging van die dier self. Sê vir my net gou vinnig, baie vinnig. Hoekom sal 'n boer besluit om nie sy vee te brand nie? Of te merk nie? Wat sal daai redenasie wees? Ek kan glad nie dit insien, hoekom jy dit geensins wil doen nie. Ja. Dit maak nie sin nie. Dit maak glad nie sin nie. Want dis al sekuriteit wat jy het. En tog gebeur dit. Die statistiek het gewys net 30% boere doen dit. Kan jy dit oor vertel? Thys, baie dankie vir jou. Jy het my regtig baie slimmer vanoggend gemaak en dis so lekker om oor 'n tema soos hierdie te praat, want ons praat daaroor, maar dis lekker om te weet wat die wet sê en dankie vir jou kennis vanoggend. Baie dankie vir julle. Goed. Lekker op die groot plaas. Lekker op die groot plaas.